Voorsorgums en Babala, kort nie lank is, jy wil die diere kos gee. Ek is hier by Agricol se boeredag, dis 'n groen dag. Ek praat met Morney, gaan my net so 'n bietjie meer 'n oorsig gee van wat het hulle alles vir jou, waar pas wat in, en weet jy wat is die regte een om te plan. Morney, hoe lyk dit? Goed jy, Choopie. Nee, doodstil rustig. Mooi. Right, julle groendag, ons is nou hier by die sorghumstasie. Yes, ja. Spesifiek veiding en daai tipe van goed. Eerste ding is, nê, hoekom wil ek voersorghum of 'n voersorghum tipe in my kom ons noem dit nutriëntprogram van my beeste inbring? Yes. So natuurlik, ek dink om die beginpunt is materiaal, 'n ongelooflike hoeveelheid materiaal wat die voersorghums en die Babala saam vir jou kan produseer as boer, om soveel as moontlik diere op 'n klein stukkie te kan bewei, natuurlik onder 'n drukbeweidingstelsel. Natuurlik bevat die soetsorghums bevat die enorme hoeveelheid suikers, wat ook tot voordeel is, soos 'n bietjie energievoer, en natuurlik gee die voersorghums lekker kuilvoer ook. So ja, vir kuilvoerdoeleindes en vir die suikerdoeleindes, as hulle in die saad ingaan en ou kan hulle dan sny, bevat hulle ook so 'n bietjie van 'n koolhidraatinhoud, wat natuurlik belangrik is vir die gesondheid vir die bees se rumen, en sodat hy kan voer omskakel, ja. Nou, hierdie wat julle nou hier het, nê, Agflash. Verduidelik my gou, wat is hy presies? Hy's 'n sorghum Sudan graskruising. Ja. So eintlik waar hy verskil van die soetsorghums wat ons almal goed ken, jy weet almal hoor altyd van 'n sugar graze en daai klas van goed. Hy hanteer droogte heelwat beter as wat 'n soetsorghum doen. Hy maak 'n magdom materiaal as 'n ou hom reg aanwend. En natuurlik maak hy 'n enorme hoeveelheid kos. So die paar proewe wat ons al gedoen het, ek weet onder droëland toestande het ek al 'n kliënt gesien wat so 45 ton se materiaal per hektaar afgehaal het vir kuilvoerdoeleindes onder droëland toestande. So dan kyk jy hier in die omgewing van so 400 tot 450 mm reën in daai seisoen dat hy dit kon regkry. Natuurlik is plantyd baie belangrik op hulle. Natuurlik onder besproeiingstoestande het ons al tot op 95 ton kuilvoer opbrengs gekry. So dis die materiaal wat hulle bo-grond kan produseer. En met die Niagara, is dit dieselfde tipe ding, nee, maar yes. Ja, Niagara Agflash baie dieselfde ding. Niagara, sorry, nie Niagara nie. Ja, so Niagara. Ja, Niagara is so vir ons 'n Rolls-Royce in die sorghum Sudan graskruising klas. Wonderlike produk, kom al 'n redelike paadjie saam met hom. Ons het begin op 'n Niagara 1 en 'n Niagara 2 en natuurlik is die Niagara 3 beter. Ons verander nie die naam omdat dit lekker is nie. Hy is 'n bietjie beter, maak 'n bietjie meer materiaal, lekker vinnig uit die blokke uit, so hy kan vinnig vir jou voer gee. Ja, wonderlike produk om te hoor. So julle is daarom nie soos Toyota wat net die Dakar sticker byplak. Nee, dis 'n hele ander ding, so ons tweak so 'n bietjie aan die genetika, ja. Luister hier, en dan hierdie is my julle baie interessant Okashana. Okashana. Ja. Nee, okay, right. Verduidelik my wat maak hy met dit? So lyk amper soos het julle hom daar in die Valrivier gekry. Wat is dit? Lyk amper soos 'n vlieëriet waarmee ou sal wil klei laat speel as hy stokke bietjie dikker raak. Wonderlike skaapkos. Jy weet hy's maar eintlik jou gewone Babala. Ons almal ken 'n Buster Babala, al hierdie millets en die goed waarvan hulle praat. Hierdie gewone Babala beskik ook oor al daai selfe eienskappe, wonderlike skaapkos, baie goeie voedingswaarde. Hy goeie hergroei, so jy kan hom lekker bewei ook. Maak 'n magdom materiaal, goed aangewend as 'n ou hom wil plant in 'n mengsel ook saam met ander produkte om 'n bietjie die proteïeninhoud op te tel. Ja, maak ook 'n magdom materiaal per hektaar. Uitstekend. Ek wil nou praat van 'n magdom materiaal. Nee. Yes. Ons gaan op die punt, want lyk my daar is 'n magdom materiaal. Ja. As ek hierdie storie nou so goed kry. Ek weet nie of ons hom gaan die beeste se tande sterk genoeg wees om te kou deur hierdie stok. Ja, so dis hierdie soetsorghums het natuurlik een van hulle eienskappe is dat 'n ou kan hom plant vir staande way. So as ons ou hom laat in die seisoen plan, dan praat ons hier van 'n Desember, Januarie is 'n bietjie laat, kan ou hom los vir staande way omdat hy daai hoë suikers bevat, bly redelik groen in sy stam, so die plant is afgedroog en hy lyk vaal, maar omdat daai suikers hoog is, kan die beeste hom nog steeds afvreet as staande way. Hoë suikerinhoud, wat suikerriet aanbetref
besef, ons weet suikerriet se Brix-lesing wissel so tussen 23 en 25%. Ons hoogste toetse op hierdie goed was 21-22% Brix-lesing. So ek sê altyd vir mense, as hy mooi begin lyk, dan moet jy eintlik daai stam afsny en so 'n bietjie aan hom kou. Die nasmaak proe groen, maar hy proe eintlik baie na aan 'n suikerriet, wat natuurlik jou energiewyding kan optel en natuurlik jou fermentasieperiode vir kuilvoer kan ook so 'n bietjie verkort oor daai hoë suikers. So as die suikerbedryf weer optel, dan kan ek dalk in die middel van die land suiker plant. Ek dink dis die beste plan wat jy nog gehad het. Okay, right. So, Honey Max, maar net 'n ander kultivar nog op hom. Yes. En dan as ek nou kyk na iets soos hierdie waar die super sweet en dan het julle 'n nuwe kultivar wat daar inkom. Ja. Wat is nou die verskil tussen hulle? Want as ek hom so kyk, daai lyk vir my net ek sal like om hulle te plant want hulle is groener en hulle is hoër. Hoekom wil ek nou die een plant? So hierdie een is so 'n bietjie buite sy tyd geplant. Ou wil hom dalk 'n bietjie vroeër plant omdat hy's baie vinniger uit die blokke uit. As wat die Honey Green en die Honey Max is, die Super Sweet en die eksperimenteel. So omdat hy vinniger uit die blokke uit is, beskik hy oor 'n goeie hergroei ook. So ou kan hom meer as een keer sny vir kuilvoer doeleindes wat hom natuurlik in daai gesamentlike gesprek 'n goeie opsie maak vir bewydingsdoeleindes ook oor daai hergroei vermoë. Hy het net sulke hoë suikers. Die hoogste opbrengs wat al onder kuilvoer waarvan ek weet in my kennis gestroop is op hierdie Super Sweet van 143 ton se kuilvoer per hektaar gesny. Yesterday. Ja, per hektaar, ja. So nee, dan jy kilowatte nodig om hulle af te haal. Definitief. Luister hier, en hierdie is nou maar reg oor die land afhangende van hoe waar jy is. Ja. As ek vra het, ek neem aan 'n kontak julle net en dan gaan julle die ou wat daai area ken bietjie by my uitkry, nê. Definitief. So al wat julle doen is julle gaan na 'n webwerf toe, jy krap 'n bietjie daar rond, jy kry die ou in jou area om mee te praat. So ons het die agentesisteem, hulle is oral beskikbaar. Hulle beweeg oral rond. Indien jy kontak die streeksbestuurders, hulle sal vinnig by jou op die plaas wees en hulle sal die agent sommer saambring en hulle sal kan help om die aanbeveling te doen. Right, dit is Morney hier by Agricol se Groendag. Okay, so as jy belangstel in 'n stukkie voersorgum, babala, wat ook al, nê. Jy wil 'n suikerriet in die middel van Suid-Afrika plant. Also, kom met 'n kontak. Linkie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.